maar zolang in my hand na hom. Ek weet my Jesus kom weer. Hoe jy dit vandag, sorry, daar sê. Net afgeweer. Jy wil nie afgeweer. Prys die Here hier, kom ons. Is dat die tweede keer? Is daarom, waar jy hou afgekeken actually. Prys die Here, is dat die tweede keer wat ek nou die woord van die Here moet bedien. Wanneer daar die krag is nie. Maar weet jy wat ek sê, nou nog pas so helemaal na achter, ek het dit op my gedoen die bos. Daar is die krag, daar is dit een mooie voete soos hierdie. En jy sê, jy het een mond, jy het een bassin, en jy moet hom gebruik vir die Here. Want as jy op die rugby stadiums gaan sit, cricket sit, skree die mense hulle longe uit. Hulle maak hulle monde so groot oop, dat jy alles binnen kan sien. Maar wanneer ons by die huis van die Here kom, dan sien ons net alles wat buiten is. Niks. Ons wil die Here dan regtig begin groot maak. Weet jy, hierdie lied het ons nou gesing, ek is vry, want Christus maak my vry. Amen. En as ek so kyk in die wêreld vandag en in die kerklewe, sien ek baie keer dat mense is nie vry nie. Mense is nie vry nie. Ons sing nou ook 'n liedjie van, moet blydskap in jou hart wees, maar ek sien nie blydskap op julle gesig. Ek hoor hoekom nie. Maar nie net julle nie, maar my te kant ook. Almal sê, ek dien die Here, ek is vry. Maar weet jy wat? Jy kan nie vry wees as jy dikbek is, lang gesig is. Het lyk baie keer of jy die sieling competisie op die dorp gewen het. Nee, maar jy sê jy moet die sien trek. Maar ek is nie hier om sinnig te wees, ek is hier om die dinge van die Here te doen. Ek glo, gister het ook iemand gesê, my God is 'n God van humor, ernstig. En dan is so 'n bietjie ietsie inbring. Maar ek weet dat die Here kyk op ons af en hy kyk en sê, "Wel, ek het julle baie lief." Gister het ons hier by die meeting van die pastore kongres wat ons laat het die geleentheid gehad om net so 'n paar woorde te spreek, maar ek wil op 'n manier begin daarmee voordat aan dit toe gaan wat ek vir jou wil gee. Hy sê dan Filippense 3 vers 14. Wat sê hy daar? Ons hoor op julle geluister het gister. As jy pastoor nie antwoord, jy weet jy het nie geluister. Hy sê daar is baie een ding, ek vergeet dit wat, die dinge wat agter is, en ek strek uit na, wat oor is, amen. Dan gaan het nie oor, so Sagaria 4 vers 6, en hy praat ook nie daarvan, die jy krag op weer geweld. Jy kan nie iemand in die oor gryp as jy kom kerk. Jy kan nie iemand kry en sê, luister, jy sonder die Here dien. Dis nie die krag, die geweld om iemand te kry. En ek dink baie keer, is baie mense in die kerk, omdat hy die pastoor, hoe gelukkig ook, jy sê pastoor, ek sê hier. Hoor wat ek sê. En weet jy hoekom as jy hier so, omdat jy die pastoor wil wys, jy is hier so? Is omdat jy nie vry is in die Here. Ons moet gedisciplineerd raak. Nou, dat is doelwit wat ek wil verkry, en dit is Christus Jesus. Hy sê verder, strek my dit wat voor is en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoorroeping van God. Amen. In Jesus Christus. Nou as ek iets wil hê van die Here af, en ons gaan nou daar uitkom, jy kan jou Bybel oopmaak, so lang by Psalm 27. Alles wil net ons Psalm 27. Daar is ek. As jy ons sê, amen. Amen. Dit was altyd my lekkerste gewees toe ek jong was. Wat ons Bybel vasraak die fisies gehad het. Amen. En maar nou was een chok geskryf oor verjaarsdag. Ek het dit gewen op Bybel vasraak. En ek weet wat het. Kijk, jy leid Psalm, dit is daar in die Ou Testament of die Nuwe Testament net so voor Openbaring. Nee, nie voor Openbaring. Ja, hy is voor Openbaring, iewers. Ek gaan nou nie die hele hoofstuk vir jou lees, maar daar is 'n paar versies wat ek graag vir jou wil uithaal, wat ek wil hê dat jy moet dit kan verstaan op 'n manier so wat die Here dit vir my gegee het.
woord kom en hy sê ook so, ons almal kan nie predikers wees. Ons almal kan nie, Pastor Jerry, Psalm 27. Pastor Wijnand, Psalm 27. Wie sal nog? Pastor Jerry, Psalm 27. Ons is vir almal oor goedjies skryf. Almal wat oor 60 gaan, hè? Wat oor 60 ons oor goedjies skryf. Dat hulle mooi kan luister. Ja, jy moet eintlik voorkom sit. Eintlik moet ons Ja. Ok, ek wil met jou gesels oor hierdie awesome gedeelte. Dit is 'n baie nice gedeelte vir my in die woord van die Here. Psalm 27. Kom ek lees gou eers vers 3 en vers 4. Hy sê: Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. My wat? My hart. Yes. My hart sal nie vrees nie. Waar is ek? Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Vers 4. Een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Vers 14. Dis wat ons glad nie kan doen. Hy sê hierso: wag op die Here. Sê vir iemand naas jou: wag. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Amen. En ek wil hê dat jy moet, al is jy nie krag gee, en ek sê nie eens daarom so liggie boek om my, wat skyn. Nee, ek is besonders. Toe daar is om my kyk so op die Here gaan besonders wees. Julle almal is besonders, maar ek wil hê dat jy moet vandag weet dat wanneer ons kyk na hierdie gedeelte en jy kyk na die hele hoofstuk, moet dit soos 'n tipe van 'n verklaring wees van jou geloof. Want Dawid kom en hy kom in oorwinning en autoriteit spreek hy hierdie woorde. Wat sê hy daar? Wat sê hy? Die Here is lig. Yes. Die Here my lig en my heil. Nou kyk jy vers 1, hy sê die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Hoekom is jy bang vir die pastoor vanmôre? Ek sê nou vir my vrou toe ons so ry, weet jy wat? Die vroue is so bang vir hulle manne. Hoor mooi. Dan vra ek my vrou, nou wat kan die man aan die vrou doen? Ja, ek weet daar's dinge, die man kan die vrou afbreek met woorde en so, maar hy kan niks eintlik doen nie, want as hy iets anders te gaan doen, gaan hy moeilikheid kry in verwagse lewe. Maar ons vrees ons man of ons vrees ons vrou, want ek maak die grapie, en ek moet dit nie doen nie, want ek het die autoriteit in die huis, ek is die hoof van my huis. Hoor wat ek sê? En dan maak ek die grap, ek sê nee, ek wil net vrede in my huis hê. Dan maak ek soek vrede. My vrou dra die broek, ek is die baas. Of ek dra die broek en sy is die baas. Een van daai twee, jy kan kies. Maar dit moet nie so wees nie. Ek moet haar nie vrees nie, sy moet my nie vrees nie. Ek moet jou nie vrees nie. Weet jy hoekom is ons bang om kerk toe te kom? Want ons is bang wanneer die pastoor daar voor staan en hy begin bedien, dan vat jy jou vas op punte wat in jou lewe is. En jy kan dit nie hanteer nie. En dit is nie wat ek vir jou sê, ek lees dit in die woord van die Here. Dit was sonde is sonde. Hoor wat jy vandag sê. Hy sê dan verder, hy sê, vers 2, as kwaaddoeners. Wie kwaaddoeners teen hulle? Wie mense wat julle verskriklik kwaad. En ouers wat net droog maak daarby. Wie ken sulke mense? Amen. En dan kom maar, soos maar weet ek jy sê ja. Daar's baie mense wat daar buite wat kwaaddoeners is. As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teenstanders en my vyande, ja, wat staan daar? Myne. Ek praat nie van jou vyand, ek praat van myne nou hierso. Dis wat Dawid jy sê, myne. Dis sy kwaaddoener wat teen hom opstaan, wat hom wil vernietig. Hy sê struikel hulle self en val.
Al word 'n laat jy my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Weet jy wat, daar kan baie dinge gebeur in vandag se lewe. Hoor wat ek sê. Dinge gebeur en jy kom op 'n punt waar jy sê, ek gee net oor, ek kan nie meer. Want al hierdie dinge kom teen jou op en staan teen jou op en jy weet nie hoe om dit te doen nie. Want as ek kyk na Handelinge 1 vers 8, hy sê, jy sal krag ontvang wanneer jy 'n gees oor jou kop. Nee, wat is daai krag? Wat is daai dinamiet wat jy in jou hande het, of in jou woord het? Want ek het gister ook gesê, die mag van lewe en dood in die tong. En wanneer jy sê, hoor hierso, ek het 'n hoofpyn of ek het dit of my koskaste is leeg of ek gaan nie kerk toe vandag nie, spreek jy dood oor jouself uit en jy kan nie verstaan wat gaan aan nie. Come on. En jy wil hê dat die Here jou voorsien en jy kom en sê, Here, Jesus, Here, asseblief voorsien vir my. Die Here kan jou nie voorsien as jy die hele tyd dood spreek oor iets. Wat hy ook op 'n stadium kom en sê, ons met mekaar se hande kan omhoog hou. Want dit is nie die krag om weer geweld nie, maar dit is deur sy gees. Want as ons onder die krag van God is, hulle vanmôre vir jou sê, dan gaan ons mekaar se hande kan oplig. Ons gaan sien, weet jy gaan dit ervaar. Jy gaan daai onderskeiding en sê, hoorie, daar's fout met my boetie of my sussie. Kom, ons gaan hanteer dit. Yes. Want ons dink net, ons dink, omdat ek 'n probleem het, is net ek wat dit het. Maar weet jy wat is die ander probleem? Weet jy wat is die ander probleem? Want ons moan en ons groan net die hele tyd. Ons het vrees in ons hart. Waar hierso sê, word laat in ons, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op. Julle ouens, hier's 'n oorlog wat nou gaan begin, wat skrif vir niks nie. Hoe gelukkig is ek en jy nie? Deur die genade van die Here het jy nog nie 'n bom geval nie. Ja. Daai tyd gaan aanbreek wat meneer Donald Trump gaan sê, luister, kom ons haal jou uit. Gaan jy op 'n plek wees waar jy daai bom gaan mis? Of wanneer hulle gaan inkom om miskien sekere mense uit te haal? Is die politiek nou nie wat? Om te sê, dit is nie baie ver nie. Absoluut. Jerusalem al is God, God se stad en hy sê, hoor, ek sal my volk check en ek sal oppas en so aan. Val daar nog steeds bomme. Daar's nog steeds mense wat doodgaan as gevolg van die vyand wat opstaan, wat 'n missiel skiet wat oor die 4000 km in die lug vlieg. Jy weet nie eens daarvan. Jy skiet hom van hier af, jy gaan verby die Kaap. Ek dink dubbel die Kaap. Selfs. Hy gaan daar in die Suidpool land. Ja. Daar's iets wat vir my en vir jou wag. My hart beskiet en uitstrek soos ek nou nog gesê het. Ek strek uit dit wat voor is. Wat is voor? Weet jy wat is voor? Dis 'n tyd om saam met die Here te gaan lewe, vir altyd en vir ewig. Want as ek nie daai vooruitsig het nie en ek worry nie daaroor nie, sê ek jou nou gaan jy agterbly. En jy gaan ryk na die reuk van die lont van die masjien wat uitgegaan het. As sê die woord van die Here, daar sal 2 werk in die op die veld, jy gaan weggeneem word en so aan. Maar hoor wat jy nou sê, as jy hier so sit en ewe skielik, nee, besluit hier, hy kom maar, woep, hier's 'n paar van ons mense weg. Ja. Jy gaan ryk, jy gaan weet, o, ek is nie moeilik nie. Nie maak maar seker, want jy gaan ryk na vuur. En jy gaan brand, as jy nie reg is nie. Hoor my mooi, jy gaan brand as jy nie reg is nie. Die Here is my herder. Wat se belofte is dan? Wie kan my sê? Niks. Ek praat nie van jou nie, né? Praat nie van jou nie. Daar skryf daar, niks sal my ontbreek nie. Alles is gesluit. As ek 'n kind van die Here is, kan ek sê die Here is my lig en my heilig. Hy is my, wat sê hy so, hy is my toevlug van die lewe. Weet jy wat? As ek 'n kind van die Here is hy my herder. Hy is my goeie herder. Hoe word jy deel van hierdie kudde? Want baie mense daar buite kan sê vandag, ek ken die Here. Hulle lieg, hulle ken nie die Here nie. Hulle ken die wêreldse dinge. Vandag ry jy so en ek sê, hier loop 'n man en vrou hand aan hand. En jy kyk ons so uit en ek sê, maar julle moet kerk toe gaan man. Weet jy wat? Dit gaan nie oor die kerk toe gaan nie. Dit gaan oor die verhouding wat jy met jou Skepper het. As daai man en daai vrou mekaar se handjie vashou, het daai twee verhouding om
die vertroue om mekaar se hande vat en in die openbaar te kan loop, het ek en jy die vertroue om oor die Here te kan praat as dit gaan moeilik raak. As jy op 'n pad gaan loop waar jy tussen mense gaan wees, gaan jy vertroue het om vir iemand te kan bid. Die ding wat ek en jy moet weet vandag is, Dawid kom en hy sê so mooi, aan vers 4, een ding het ek van die Here begeer. Wat begeer jy vandag van die Here? Hoor my mooi, wat vra jy vandag van die Here? Wat wil jy hê moet die Here vir jou doen vandag? Waar wil jy hê die Here moet jou vat? Op watter pad wil jy hê dat die Here jou moet oplei? Wat begeer jy van die Here vandag? Dink daaraan, wat begeer jy? Wat begeer jy? Wat sê hy daar verder? Hy sê dit sal ek soek. Dit wat ek van die Here soek, as ek na 'n kerk toe gaan en ek wil soek ek dat die salwing, die krag van God moet neerdal. Yes. Weet jy wat? Ek wil nie eers dit soek nie. Hoor my mooi. En daar waar, as ons hierdie aanbiddingsplek ons by mekaar kom, ons medegelowiges, moet God alreeds hier wees. As ek reg is, wat was in die allerheiligste gewees? Wat het hy gesê? Wat mag nie uitgelus word? Die vuur op die altaar. Waar is die vuur op die altaar? Ek praat nou nie van 'n fisiese vuur. Wanneer jy hier instap by die salwing van God, van die salwing, die krag, die heerlikheid van God, was al reeds in die tabernakel, die allerheiligste gedeelte mee. Die mense het deur alles gegaan om vooruit te kom, om daar te kom, maar hulle kon nie daar kom nie, want die Here het geweet dat ons as mens gaan dit nie kan maak wanneer die vuur brand op die altaar. En wanneer die vuur van die Here brand en die krag van God is op hierdie altaar, en ek vandag wil sê, wanneer jy by daai deur instap, sal jy nie kan staan en bly onder hierdie salwing wat hier is nie. Dis hoekom kerke dinge doen om mense in te kry. Hulle maak grappies, hulle verkoop koffie. Hoor my mooi, ek het nie probleem as hulle koffie verkoop voor die tyd nie. Of drink, ek het nie probleem nie. Maar doen dit nie daar buite. As jy daar buite doen, maar wanneer jy in die heiligste gedeelte inkom, wat veronderstel vir my en jou heilig te wees, dan konsentreer ons. Dan gaan jy wil sê, hoor Here, waar moet ek net my vuur op die brand? Waar moet ek gaan? Waar is die houtjies, Here, dat ek gaan? Dis waar ons kan inkom by mekaar en vir mekaar kan groet met mooi woorde, 'n profetiese woord of woorde, sê, weet jy wat, die Here is goed vir jou. Weet jy, mag dit goed gaan met jou. Maranatha. Weet jy, ons doen dit nie. Ja. Ons doen dit nie. Maar ons wil hê dat die heerlikheid van God moet saam met ons wees. Ons as ons loop met die mense gaan sien, wow, daar's iets in daai ou wat ek wil hê. Nou ek vra vir jou vandag, wat begeer jy vandag van die Here af? Wat begeer jy vandag? Gaan kyk 'n bietjie as hierdie langmanskot van die ou noodrefvalspan bakkies bote aan 'n winkelsentrum instap. My man is lank mense. Hy sal daai deur net in. Ek het daai man gesien eendag ek en my vrou. Nee, dan loop ons hoor ons net 'n kamous en as ons so opkyk dan loer hy vir ons boer hier raak. Ou is lank. Weet jy wat, God is alomteenwoordig. Hy weet presies waar jy is vandag. Hy weet waar jy môre gaan wees, want hy is in die toekoms. Hy wil hê dat ek en jy moet uitstrek na dit wat voor lê. Want is 'n hoë roeping. Die roeping wat die Here vir my is om te sê, Here, of nie Here nie, maar my roeping is om te werk vir die koninkryk. Om siele te kan wen vir die Here. Wat se bediening dit ook al mag wees. Want hy het vir ons elkeen iets gegee. Ons sit hier gister gesels oor die kinderkerk en al die goeders en jy miskien ek weet nie wie dit aangeraak nie, ek dink van die jeug. Nee, jy het dit aangeraak van die jeug. OK, terwyl ons so dink staan ek hier so en ons probeer nou dink, want almal dink OK, hierdie manne moet dit nou doen en so aan. Toe sê ek vir myself, OK, maar as ons hier was hy sentrum epiksentrum, né? Dit is as ons wil hê dit moet van hier af begin uitslaan en ons het 'n hoofkantoor. Moet ons hierdie manne 'n geleentheid gee om daar waar hulle is 'n ding te kan begin.
Ons moet hulle net kan oplei om die regte ding te kan doen. Soos wat ons hier dit wil doen. Ons wil jou oplei om sterk te wees in die Here, om iets te begeer van die Here wat die geen mens vir jou kan gee. Jy kan baie maklik iemand op 'n plek aanstel en sê maar jy is nou 'n jeugleier of 'n jeugpastoor. Maar as hy nie 'n roeping in Christus het nie, dan help dit nie jy stel hom aan nie. Hoor my mooi, jy kan 'n ou aanstel, hy gaan jou hele kudde seermaak. Daai skapies vir wie jy moet hom sien, nee, gaan hy seermaak, hy gaan hulle verder in die verderf verlei. Maar wanneer jy daai krag van die Here het, wat jy gevul is met die Heilige Gees, gedoop is in Jesus Christus naam, en vandag vir jou sê jy het jou sonde afgelê, kan hierdie skapies na hierdie jong manne kyk en sê, luister, wow, ek wil so wees. Ek wil loop, ek wil dit begeer, dit wat jy het. Wie was dit geweest? Elisa wat opgegaan het, nee. En wat was Elia se begeerte? Was Elia wat opgegaan het. Ek soek dit omsal. Is dit, daar's nog iemand wat iets begeer. Wat begeer jy vandag? Wat begeer jy vandag? Net om 'n Sondag hier uit te kom? Nee, ek wil nie net hier uitkom nie. Dawid weet, hy sê net een begeerte van die Here. Maak jou begeerte aan hom bekend. Die Here sê ook in sy woord, hy sê, as jy jou begeerte aan my bekend maak, ek sal dit nie vir jou gee. Amen? Ja, hy sal dit vir jou gee. Die Here sê dit. Ek wil vandag vir jou sê, ek vang baie mense so, wat kinders van die Here, hoor my mooi, en ek is nie om jou te verkleineer, en ek wil hê jy moet, hoor wat jy sê. Hy sê, bedink dit wat bo is, nie dit wat die onder is nie. As jou koning die koning van alle eeue is, hy is jou Here en hy is jou meester, jou skepper, alles. Jy vat die Here op sy woord, hy is jou verlosser, saligmaker, en jy ontneem met al die mooi dinge, moet jy weet as hy iets beloof. Jy moet dit weet, as hy vir jou sê, ek gaan agter jou kyk, en ek nie nodig om te vrees nie. Amen. Gister sê ek my vrou, ons moet die Here baie dankie sê. Ja. Nee, die waarheid is dat ek en my vrou nog in die huiskamer. Ons was almal in die huiskamer. Dis 'n ietsie kleins. Maar my begeerte is nie om 'n groot mansion te hê nie, maar ek vat die Here op sy woord, was hy liedjie? Wat 'n mansion? I've got a mansion. I've got a mansion somewhere beyond the blue. Maar my mansion sal daar wees. Ek het nie nodig met 12 slaapkamerhuis vir myself te hê nie. Ek het dit nie nodig nie. My begeerte van my hart op al die jare, miskien as ek wanneer ek oud is, oor 60 is, sal ek daar kom. Ek soek my eie bidkamer met hierdie wit haar, sulke lang hare. Daai wit haarmat, nee, ek soek dit. Nie om te sê oor ek is fancy nie. Want as ek daar gaan lê, wil ek voel of ek op die wolke sweef. Met sagte musiek, hè? Dit sal wel lekker wees. En nee, wag. My begeerte nog steeds hier is, wanneer daai vuur, daar, ek weet nie, elke man lê en die sagte musiek is daar, want ek dink dan moet 'n vuur in die kaggel brand. Come on. Dis wat my begeerte is. Wat soek jy van die Here af? Here, ek soek 'n nuwe kar, Here, ek soek baie geld, ek soek 'n werk, ek soek dit, Here. O, Here, ons soek krag in hierdie plek. Maar nou sê ek weer, as ek en jy glo wie ons God en saligmaker en verlosser is en die ou wat, man, hy is op bevelvoeder. Het ek gedaan. Weet jy wat, as ek my bevelvoeder vra, luister, ek soek so iets, wat gaan my bevelvoeder sê? Jy gaan praat met die klippe. Nou net ek sê vir die bak sê, hey, bak sê, ek soek nou krag in hierdie plek. Kom dit! Die Here sê, wanneer jy jou hart begeer bekend, maar hy sê die gebed van 'n Regverdige. is dit regverdiges of regverdige? Eenhou sluit die hemel toe. Maar dit nie kan reën nie. En jy al vir die Here sê, Here, asseblief laat die wolke net of laat dit reën. Yes. Maar ons wil hê dat ons met honderde, duisende mense by mekaar kom om te bid vir reën. Hoekom wil jy bid vir reën?
'n koskas? Hoekom wil jy bid vir 'n nuwe kar? Weet jy wat kan jy doen? Want jy het dit al reeds, jy wil net sê, dankie Here, daar gaan krag wees. Ja, ek sê nou gelyk as ek so gemaak het krag. Ja, ek het dit al gedoen, hè? Ek het dit al gedoen. Ek praat ook so oor, wat by nie 'n show nie man, iets wat ons bedien het. En ek het ook gepraat oor lig. En die oomblik en ek het gesê, laat daar lig wees. Ons almal was, eintlik moes ons net daar neergeval het. Ja. Want dis hoe die Here werk. Wonderbaar. Want die gebed van 'n regverdige Ja. het groot krag. Maar as ek en jy, as jy net een regverdig vanmôre hier op die plek is, sê ek jou nou vanmôre. En ons sê Here, ek wil hê jy moet hierdie fases laat werk. Sê ek jou nou, is daai fases werk dit in die krag. Kom, dis die waarheid. Maar ons doen dit nie. Ons verwag dat die wêreldse dinge dit kom. Dis gewone Dawid kom op 'n punt. Onthou, Dawid was soos ek en jy, of was hy 'n koning? Hy was eers 'n skaapwagter gewees. Hy het daar in die veld gewerk. Net soos die disippels, meeste van hulle wat vissermanne was. Jy het nie nodig om in die kerk te wees die hele tyd en 'n pastoor te wees dat die Here jou moet gebruik nie. Maar wanneer jy daai krag en autoriteit het en jy daai stappe gedoen, wil ek vandag vir jou sê, dan kan jy vir die Here van Here, my begeerte is. Amen. My begeerte is. Het julle al gehoor van daai ou Bartimeus van Timus? Die seun van Timus. Het julle al gehoor van hom? Dis die blinde ou wat langs die pad op Jerigo toe was, net waar daar gelê. Jy weet dat hierdie man blind was. Yes. Kom ons gaan lees net gou Markus 10. So dit is amen. Ek wil hierdie leer vandag. Yes. Amen. Vers 46. Vir die wat dit weet, ek gaan vir jou lees. En hulle het in Jerigo gekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timus, langs die pad en hy bedel. En toe hy hoor dat Jesus die Nasareër was, dat dit Jesus was, die Nasareër was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Hoor nou. En baie het hom bestraf en gesê, bly stil. Sjoes, jy kan nie praat nie, wie's jy? Jy's niks. Bestraf en hom gesê, bly stil bly. Maar hy het dit al harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan die Jesus staan en sê, dat hy geroep moes word. En vir hom, dat geroep moes word, en hulle roep die blinde man, en sê vir hom, hou goeie moed. Staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af. Staan op, en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat is jou begeerte? En die blinde man sê vir hom, nou hoor nie, dat ek mag sien. Yes. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik, hoor mooi, en dadelik, onmiddellik het hy gesien, en Jesus op die pad gevolg. Hoor gou hierso. Hierdie blinde man,
Hy is blind. Maar hy kan hoor. Maar daar's 'n ander ou wat gesê het, jy kan blind wees en jy kan doof wees. Ek gebruik daai woord wat sê, as jy nie wil hoor nie, gaan jy voel. Dit beteken as jy nie wil hoor nie, gaan jy kan sien. Jy gaan eina kry. Nou hierdie man Bartimeus, toe hy daar lê, ek dink hy het gehoor van hierdie Jesus. En hoeveel van ons hoor van hierdie Jesus? Hoeveel van ons hoor? Hoeveel van ons sê, Here, maar dis my begeerte, ek wil by jou voete wees. Maar weet jy wat, Jesus kon al miskien baie keer verby hier geloop het en Bartimeus was daar. Want ons as mense is besig met ons eie dinge. Ons luister nie, want ons kan nie sien nie. Ons kan luister as die prediker preek oor die woord van die Here, maar ons kan nie die woord lees wat daar staan nie. Of as die woord verby ons beweeg, kan ons hom nie sien nie. Maar ons het mense nodig om 'n groot geweldige skare te kan vorm, om te kan sê, kom ons beweeg. Kom ons sit hierdie perkar bietjie laat hy loop. Dat die evangelie vir haar bietjie kan opkry. 'n Skiep kan kry. Ek het iemand nodig, ek het 'n skare. Hoor my mooi, ek het 'n skare nodig en Dawid het ook nog. Ek het 'n skare nodig. Wat Bartimeus gehoor het en hy het gesê, wat gaan aan? Hy hoor net dit gebeur hier en dit gebeur daar. Jy hoor van mense wat gesond word. Jy hoor van hierdie kerk, wow, daar's gaan lewe daar. Jy hoor dit net. Al die jare terug was daai Timmy Jakes daar aan die kant, Jakes ou Joshua, nee, almal hardop sit toe. Weet jy wat, daai selfde krag wat miskien daar kon gewerk het, nee, kan hier in jou plek werk, hy kan in jou huis werk, hy kan terwyl jy in die bad lê, kan dit werk. En ek sê dit, terwyl jy op die toilet sit, kan hier die krag werk. Weet jy hoekom? Van my koning, my Here is alomteenwoordig. Nie as ek die toilet hier oopmaak, kom uit, dan doen ek my ding sonder die Here nie. Hy is daar. Hy weet van alles wat daar aangaan. Maar hy vra, en hy skree uit en hy sê, hoor jy so, wat die hek gaan nie aan, ek hoor dit geraas, maar ek dink, soos mense wat in 'n optog is, jy weet, hoor jy kom in 'n ding, maar jy weet nie, want jy het nie gehoor daarvan nie, jy weet net, hier gebeur iets. En as jy 'n siel hoor, jy hoor hom. Ja. Jy weet nie waar gaan hy val nie, terwyl jy ons sien op die laaste lig daar gaan. En dan ewe skielik sien jy wat? Rookwolk, goeders wat rondvlieg, en jy vra vir jouself, wat ek gaan nou aan? Toe jy daai jare toe daai ons aan in die gebou van Amerika gevlieg het? Ja. Daai ons op die grond het gesê, wat ek gaan nou hier aan? Toe daai eerste vliegtuig daar is. Wat het gebeur? Almal neem foto's, almal praat, en die volgende oor 'n paar minute daarna, hier kom die torie, die ander gebou vas. Ja. Niemand. Gaan ons onverwags gevang word, wanneer die koms van die Here gaan plaasvind? Baie van ons gaan dit mis. Sien nie julle nie, baie gaan dit mis. Hulle dink, ons is reg, ons is op pad hemel toe, ons het doen dit. Weet jy wat, as daar gesê word, jy word bomme gegooi vandag en harties opgegee, en sê jy, nou, ek wat in Pretoria bly, gaan nie hier naby harties wees nie. Ek gaan Nelspruit toe. Want daai bom kan sy teiken verloor. En in Nelspruit wel. Dit ook. Skerp, Wat ek nou kom gesê, jy moet jou, daai bomme en daai goedjies moet jou nie op die toilet van nie. Jy vrou, wat agter die pot te staan en kos maak. Die Here vra vanmôre vir jou, wat is jou begeerte? Yes. My vrou vra altyd vir my, en dis nie 'n begeerte, maar dis wat sy wil hê. Liefie, wat soek jy?
Sy wil hê ek moet gelukkig wees, want sy aanvaar my as die koning, die hoof en die priester van die huis. Dan sê ek van luister, ons ken mekaar nou al lank, jy weet wat sê ek. Ek soek net nie te maak teen my. Vader, jy doen net wat jy maak. Toe sê sy, okay, maar broccoli is daar en al, ek sê, vergeet dit ook so. En jy sit hier vandag, en jy wag dat die polis moet uitbetaal. Jy sit hier vandag, om te sê, ek wag vir 'n nuwe werk. Hier wat dit is. Wag beteken, ek soek beskerming. Hierdie vers, Psalm 27 beteken ook, en jy gaan kyk daar. Dawid met sy autoriteit wat hy het, en dit wat hy weet in Jesus, soek hy nog steeds hy beskerming van die Here. Hy weet die Here beskerming. Soos wat ek weet die Here my beskerm. En ek vra baie keer vir die Here, vra Here, as ek my vriende so begrawe, sê Here, maar ek moes al lank kom hier wees. En elke keer wanneer ek met iemand gesels, weet jy wat antwoord die mense my? Raai wat antwoord hulle my? Jy is nog nie klaar met jou werk gevaar. Jy moet nog werk vir die Here. Dan sê ek my Here, maar joh, hoe kan hierdie mense my sê, my werk is nog 12 jaar? Ek gee die Here eer dat ek nog vandag hier is, hoor wat ek sê. Ek dank hom. My begeerte is, en ek het weer gesê, my kleinkinders, wil ek wil hulle invat, ek wil hulle trou en al die goeders. Ek wil al wees van hulle 21 word. Maar dis wêreldse dinge. Maar my begeerte is, soos wat Dawid sê, ek wil aan die voete van die Here bly, die lente van daag. Hy sê nie, ons is nie in daai tyd waar hulle was nie. Hy sê, ons kan nie hier in die kerk om lê vir dag uit, dag in, dag uit. Jy kan nie. Jy het seker nie wat te doen. Toe die man in aan die oppersaal gewag, vir die Here met hulle moet gesels, hulle vandag vir jou sê, daar was vissermanne gewees, hulle besighede gehad. Hulle het net besluit om hier die besigheid wat hy het, gaan hy net so bietjie een kan sit, en hy gaan wag op die Here. Want die Here het vir hulle gesê, gaan wag tot jy ontvang. En daar was seker manne en vroue wat gesê het, luister, nee, ek gaan net vandag wag en dan gaan ek dood. Dat het seker geloof. Ons weet dit nie, Bybel sê nie, dat mense geloof nie. Bybel sê vir my, hulle was eendragtig. Hoor wat ek julle vandag sê, ons kom die mense wat hier sit, eendragtig is. Net ons wat hier sit. Kan daar groot dinge gebeur. Maar om eendragtig en dinge, die begeerte wat jy wil hê, is soos Bartimeus. Hy het nie net uitgeroep, want hy het gehoor dat kom 'n skare. Hy het nie daar opgespring en hier gestrompel by die Here Jesus uit te kom nie. Die wagwoord is, hy het gewag. Hy was deel van 'n wagperiode gewees, want hy hoor die geraas, hy sien nie die geraas, hy hoor dit. En op 'n stadium moes hy sê, wow, as ek nie nou iets gaan doen nie, gaan ek hom weer mis, hy gaan verby my loop. Nou baie keer voel ons so. Die Here wil antwoord, maar jy dink die Here sien jou nie. Net soos wat hierdie man uitgeskryf, hy sê, seun van Dawid, wat roep ek en jy om uit? Hey! Here, gee my. Ou toppie! Die band daarbo, die groot baas daarbo. Maar ek wil, die Here is genadig. Hy sien jou ou toppie nie. Hy sien die groot baas nie. As ons daai respek kan kry, net om sy naam reg te kan, weet jy, die Israel, daai ouens wou kon God se naam nie eens geskryf. Hulle het God byvoorbeeld met G met 'n streepie D geskryf. Hulle kon nie God se naam, hulle het hom so gerespekteer. Ons kan dit nie eens, ons gebruik daai woord so, oh my God, waar, wat is ander ding, o Jesus. Ja. Ons doen dit, want ons, die wêreld sê ons gaan dit doen, of ons luister die wêreld doen dit. Maar ons spandeer nie tyd in die heerlikheid van die Here nie. Ons spandeer nie tyd, en ek praat nie net van die kerk nie, by jou huis nie. Jy het 'n sekere tyd in jou lewe om
om te gaan sê, ek wil daar wees en Bartimeus het dit aangekom en sê, ek het genoeg tyd gespandeer hierso, jy kan maar gaan kyk. Bartimeus was nie blind van geboorte af nie. Hy het 'n siekte gehad wat hom blind gemaak het. Nou iemand wat kon sien, wat nou jy waarskynlik nie kan sien nie, wat gaan in sy gedagtes aan? Ja. Dis erg. En as jy hoor so wat die mense gister gepraat het van, hulle het iets gesien. Wat sê die wat sê, Amazing Grace, as sweet as young, once I was blind, but now I can see. Nee, ek was ook blind geweest. Al het ek pas alleen groot geword. Het ek ook 'n pad geloop wat ek nie moes geloop het nie. Want jy dink omdat jy in die polisie was, dat jy mag. Jy kan doen wat jy wil. Jy sê net woe, en dan hard op almal. Wat sê dit dan, jy soos 'n movie? Blou. Die kerk, weet jy wat, die kerk mag ook blou. Ja, sê dit. Hulle mag so. Jy moet net sien as jy die Here loof en prys. Ag, Here, asseblief. Die waarheid. Dis die waarheid. Maar as Die ander is hier. ja, so, die ligte is hier. Ja. Maar wanneer jy 'n man of 'n vrou mekaar ontmoet, gaan die eerste dag of twee nie wees. Ja, as jy in die kerk kom, jy mense klap aan wat, jy gaan so. Lyk as tennis, so wat jy mense dop. Ek verstout om te sê, jare terug tog, ons konferensie gehad het, Herman is erger as dit, maar ek gaan my gedeelte vertel. As jy by die konferensie kom, Paasnaweek konferensie, weet, Maart, April konferensie, dan het jy altyd 'n mooi meisie aangesien. Daai doel wat ek het. Jy daai doel, jy doen alles in jou vermoë, jy lyk mooi, jy kan jou hare, jy spuit jou mond en alles is 'n honder. Daai doel kyk nie so. Dan die laaste aand, familie van jou dink ek sal dit nooit vergeet nie. My laaste aand, hulle het seker 4 krokkies aangehad. Jy net die wat, ek kan nie aan hom kom. Weet dit is my suster ook. Nee. Dan sit ek en sy, dan gaan waag ek dit dan al wat sy doen is, kan nie aan hom, maar al wat sy doen is, sy maak net so. Dan weet ek kan haar ons aan sit. Dis lang voordat my vrou moet, hoor ek maar net vir julle sê. En dan is dit ek nou weer die moeilik. Ja, ken jou. Baie lang. Ken jou geskiedenis. By alles, en dan die aand, Sondag aand dan deur bid, dan gaan bid ons deur nag, jong mense en so. Weet jy, wanneer jy daai tent beweeg, kan jy nie praat oor, jy's oulik en so. Die krag van God is so in daai tent teenwoordig. Tot ons jong mense het afgekom, en los julle, môre kan jy weer praat. Weet jy, wanneer môre aanbreek, sê jy, papa en alles so hartseer, nog gaan ek doen. En dan, met die jeugkonferensie, die einde van die jaar, was toe, hierdie, had jy vergeet van die wat jy Paasnaweek gehad, as er iemand anders. Nou ek van ons manne, ek weet nou nie van Herman nie, maar van ons manne, persoon Herman, het ek al gehad van Paasnaweek tot konferensie, jeugkonferensie, van die jeugkonferensie tot Paasnaweek. Maar dat was dan nie altyd so gewees nie, want toe my vrou ontmoet het, net so vinnig gesê, toe my vrou ontmoet het, sit ek daar vooraan, ons drink koffie en eers, sy like my boetie, en ek nie daarvan, wat sê nou ouder. En ek sit 'n tennisbal in my hand. Nee, maar nie. Ja, jou pick-up line My geweest. pick-up line. Dan loop ek die tennisbal so. Dan kyk ek wat, en sê, weet jy wat, ek is moeg om so tussen die meisies te hol. En dit was so ek hoor jy, ek het 'n tennisbal gehad, toe ek haar ontmoet het. Dan hop ek die tennisbal so voor, dis my pick-up line gewees, hop ek ons so voor my sê, ek is nou moeg om tussen die meisies so te hol. Weet jy, sy het my nog steeds nie gelike. Totdat sy my gesien, iets anders gesien het. Daai selfde konferensie, net hier so net hierbo, net. Hier by Bokan Bonanza. Ja, daar was 'n groot tent opgestaan daar op 'n stuk veld. Dit was prins 'n bidure.
Maar hoor wat ek jou vandag sê. Wanneer daai groen tent opgeslaan was, Oh ja. was daar nie speletjies gewees nie. Dit was 'n plek, ek weet nie wie dit voor die tyd gedoen of wat nie, maar die krag van God was in daai tent gewees, tot hy afgeslaan is. Ek weet dit. Kan jy onthou daai 1 jaar? Wat het daai, die koor het gesing, Down the valley, up the dan wil hy mountain. op die naam. Toe kom daar so sterk wind aan. En dan hy tent so oplig. En al ons jong manne, gryp net paal. Ons is te bang hier, doen vlieg weg. Dat was op verwijzing dat... Ja, alles was hang, ja. Ons het hy tent vastgehou, want ons wil nie ontslae raak nie. En my begeerte is dat ons so in die teenwoordigheid van die Here moet wees, dat ek wil nie daar sonder nie. Maar jy gaan moet wag, vandag wag jy op genesing, waar daar ook al is in jou lewe. Daai begeerte wat jy vir Here, ek soek dit. Maar vandag vir jou sê, almal wat begeertes het en wat die Here jou beloof het, hoor wat ek sê, daai belofte wat God vir jou gee, nie wat mens vir jou gee, maar wat God vir jou gee, sal nie leeg terugkom nie. Hy sal altyd hou, maar ek en jy moet wag tot daai dag. Maar ons wil hê dit moet nou gebeur. Hierdie Bartimeus moes wag totdat Jesus hom kan hoor. Hy het gesê, seun van Dawid, hy het uitgeskree. Ek en jy moet kan uitskree, sê, Jesus, ek het U nodig. Voordat die Here na jou toe kom en sê, hoor, wat kan ek vir jou doen? Want as jy blind geword het, of jy is blind en jy weet, hoor jy sê maar, ek kon sien, nou kan ek nie meer sien nie. Here, ek het nie 'n been nie, Here, ek het 'n been gehad. Wat is jou begeerte? Wat is jou begeerte? Ek aanvaar dit maar net dat ek sonder 'n werk is. Twak, jy hoef dit nie te aanvaar nie. Maar jy moet wag op die regte tyd. Moenie gaan moan en groan die hele tyd nie, want dit help jy moan en groan by my oor probleme en jy moet voor die voete gaan neerlê, by die Here se voete kom en sê, Here, ek sit my probleem op die altaar wat aan die brand is. En wanneer hierdie altaar daar brand, sê ek nou, sal jou probleme sal opgeëet word of opgeverteer word. Jou probleem eintlik, weet jy wat, jou probleme vandag is eintlik 'n aangename gee vir God. Weet jy hoe sê ek so? Want as jy jou probleme by die voete van die Here neerlê, jy vertrou op die Here, nee, kan hy werk met jou. As daar niks fout is met jou, alles is net lekker, sê ek nou kan die Here nie met my jou werk. Hy kan nie. Bartimeus het besluit, Here, ek is moeg vir hierdie. Die verlore seun het ook gesê, ek is moeg vir hierdie varkstories. Ek is moeg daarvoor. Jy wat 'n probleem het vandag, ek wil vir jou sê, hallo, skiet dit af. Lift up those holy hands, shake it off. Dit wat jy van die Here af is nie. Maar moenie probeer om jou hande in die lug op te steek en dit waag om dit in die hand van God te probeer steek, wanneer jy onheilige dinge aanvang met jou hande. Nie as jou hande nie, maar met jou wese, jou lewe. Moenie. Die Here se vertering vuur. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil dit oor jou uitspreek vandag. En ek wil hê jy moet die woord van die Here vat, dit jou nou maak. Ek sê, ek het hier geskryf, luister, en ons almal sê, as so Herman preek gereeld, ons lewe nie in die laaste tyd nie. Ons lewe in die laaste uur. Dis 'n geraas wat uitgaan. So 'n bassin wat blaas, om jou aandag te kan trek, om uit te kan roep na Jesus Christus. Wanneer hulle die shofar geblaas het in die verlede, het hulle iets aangekondig. Dis waar. Nou ons dink, dis 'n grap as ons manne het wat shofars blaas. Baie ouens sê, maar dit is steur, dit is nie reg nie. Ek wil vandag vir sê, ons moet meer manne en vroue kry wat nie net 'n shofar kan opvat nie, maar wat met hulle mond en tong en alles die Here se naam kan groot maak en sê Hosanna in die hemelland. Want as die gerubs dit kan doen,
Om vir die Here te sê, Here, heilig, heilig, heilig is U. Nee, dis 'n wese wat hom aanbid. Ons is meer as daai wese. Ons beteken meer. Hy het ons uitverkies. Yes. Hy het jou uitverkies. Hy het vir jou gesê, maak jou hartsbegeertes, en ek moet my hartsbegeertes aan God bekend maak. Die oomblik toe ek my begeerte aan die Here bekend maak, of ek skree uit dat die Here moet hoor, het Jesus nie sy kop weggedraai nie. Ek weet in vandag se lewe, as mense hom oproep, is beter om net weg te kyk, nie net aan te gaan. Ek dink was laasweek, stop ek my vrou daar by Spar, en die sekuriteitsstap oor kan nie, op die trolleys, 18 trolleys en op die selfone, en my kar staat outomaties, ek sê daar so, en ek kyk alles uit, staat my kar, hier spring die vrou op, hier kom staan sy agter, en sy sê ek moet kom. Dis wat ek sien, hoor, dis wat ek sien. En dan sê hier my gesig hier by my venster, nou, dit stap my venster, ek sê, luister dop, jy het jou net daar gesit, jy het nie eens gekyk, jy het my nie eens gehelp inkom, nou verwag jy ek moet jou geld gee, vir dit wat jy doen. Ja, maar, meneer, sorry, dat was jy, ek moet daar, ek sê nie, ek het jou gesien, sit daar, dis jy wat daar gesit het. En ek sê, nee, maak het venster. En die Here begin met my praat, en sê, hey, nou wees, kom aan, dink 'n bietjie vir jouself. Voor baie sleg. En toe kom jy, die vrou oor haar gesit, toe was dit, en toe sy die tannetjie ook in die pad gekom, sê, kom kyk nie gou na my plek. Toe haal ek die verkeerde een uit, nie uitgehaal nie, maar net gesê, luister, nee, ek gaan nie vir jou geld gee. Ek voel ek so sleg in my, ek haal maar geld gee, en sê, tannie, ek is jammer, vergewe my. Sy sê, meneer, hoor wat sy sê, meneer, ons is gewoon daar. Ek voel ek nie, ek wat sê, ek is die ligdraad van die koning van die koninkryk. Al is dit 'n donker gedeelte, sit in die kant. Dit is nie nodig om jou liggie, net onder iemand te gaan sit, dat as iemand is. Dis om mekaar te vandag sukkel. En ek gaan, dis wat jy sê. Hoekom is hierdie gemeente van ons so klein? En die ander kerke is so groot, 300, 400, 500.000, 10.000 mense. Wat jy sê, dis wat ek dink. En ons kerk is die lig nie daar nie. Maar die wêreld skep in ander kerke. Geligte wat so flikker. Dit trek die mense van buite af. Sê, ons het wêreldse ligte wat hierdie plek ophelder. Weet jy wat, as jy daai ligte afsit, is daai hele plek pikswart geverf. Daar's nie lig nie. Die wêreld moet lig inbring. Om die mense op 'n plek te kan kry om te gaan sê, ek is, dis ons, wow. Hulle vergeet. Wat sê die woord van jou? Jy kom net soos wat jy is. Ek gee jou begeertes van jou aan. As jou begeerte is soos wat Dawid sê, Here, U is my lig, U is my, en ek vertrou op U, sê ek nou, het ek nie discoligte nodig. Het jy dit nie nodig? Weet jy hoe awesome is dit? Ek het dit al in my kerk gebruik in konferensies. So dat ek smoke machine aan, wanneer ek so praat oor die dinge van die Here, dan hy smoke net een keer so spuit, dat hy net so van hierdie berg onder die wolke is. Dis awesome. Maar ek wil nie daai ding gebruik om te sê, okay, maak die hele plek gou onder rook, bedroog, dat die mense daar kan instap. Want dan as die plek vol rook is, dan gaan hulle in hulle tone stap. En as hy so afkom om sy toon te stap, dan stap hy sy kop. En ons het nie mediese spanne dokters daar nie. Maar hoor wat ek jou vandag sê. Ek wil graag gee, wanneer die salwing van die Here is, en hy, wie was hy gister gesê, dit was thuis gewees, iemand het gepraat van jou so baard. Die olie, jy het so gepraat gister, van JP se baard.
Jy wil hom met olie gooi, moet hy so afdruk van sy baard af. Die Bybel sê dit het gebeur. Maar ons kan nie aanhou gooi met olie nie. God het dit gedoen. Ja. Ek het dit in my kerk en vra my. Ek het dit, maar hy pastoor sit daar so voor my. Ja, maar hy hele olie, vra my. Loop oor op klere. Ja. Maar dat was hy kwaad vir my geweest. En ek het sê pastoor, jy gaan my jou klere doen. Begeerte was dat die Here hulle moet seën. Die oomblik toe die Here daar staan en hy sê, roep hierdie man, bring hierdie man na my. Dan het Jesus het nie na Bartimeus toe gegaan nie. Hy het hy wou verby staan. Nou Bartimeus, omdat hy blind was, het hulle oorkleed. Net die blinde mense in daai tyd het 'n kleed gehad. Wanneer 'n blinde man daai kleed aan het, mag hy bedel en jy kan vir hom geld gee. Wanneer hy ontslae raak van daai kleed, kan jy nie meer vir hom geld gee nie. Dit was so gewees. En dis hoekom hy het geweet, hier kom hy. Toe hulle vir hom sê, luister, kom, waar staan? Toe gaan Jesus aan en sê dat hy geroep moes word. Nee. Maar dis so, waar is dat ek na hom toe gaan? Want hy moes eers wag, hy moes leer, hy moes hom inhou. Maar hy het nie net gewag, hy het heeltyd gesê, ek soek daai man. Hy sê hier so verder, en hulle het die blinde man, roep die blinde man, en sê, hou goeie moed. Hoeveel pastore sê vir jou vandag, hou goeie moed, oor jou probleem en jou situasie? Staan op, hy roep jou. Nou baie keer sê ons vir die mense, hoor, die Here roep jou, staan op. Ek sê op staan. Gaan luister as jy nie wil staan. Hy sê so, en hy gooi, vers 50, en hy sê, en hy gooi sy oorkleed af. Hy raak ontslae van hierdie bedelgees. In die kerk te stap en sê, ek soek. Wêreldse dinge. Die man wat voor die poorte gestaan het gesê, al ons weet, geld. Kom die manne daar by Petrus en Johannes kom af by en sê, goud, en silwer het dit nie. Want dit wat ek het, dit gee ek vir jou. As daai man gesê, maar ek soek nie dit wat jy my wil gee nie, sou daai man nie geloop het. Maar die krag en die autoriteit wat ons moet hê, wat ek en jy moet hê, wanneer iemand hier instap, en daar is 'n probleem, want ons sê maar dat die pastoor uitnodiging maak, te sê kom vorentoe. Jy kan na die persoon toe gaan en laat hom sit en sê kom ek bid vir jou. Dis die krag en die autoriteit van 'n kind van die Here om te gaan sê ek kan werk vir die Here. Hy sê hier verder, en die blinde man sê vir hom, Rabboni, die Here het hom gevra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Die Here vra dit al van, kom ons sê begin van tyd al. Sê Here, ek sê Here vergewe my sondes, dan sê maar ek het dit al gedoen, ek het aan die kruis vir jou gesterf. Jy het nie nodig met gesondig. Hoor hierso, want hy wat binne in my is, wie is binne kan jou? Al die Heilige Gees. Wie is binne in jou? Hy wat binne in my is groter as hy wat in die kerk is, hy woord. Want hy wat in die kerk is, hy wat die pastoor is, dit wat binne in my is. Want dit wat binne in my is, vertel my die karakter wat ek het. Ek mou en vervies my vir die geringste liedjie wat ons. Wat mooi. Ek is kwaad vir jou, want jy dit gesê. Wat is daar binne in jou? Jy kan nie na die Here toe gaan sê, Here, ek wil U loof en prys, maar jy haat jou boetie. Jy kan nie as jou boetie of jou sussie om vergifnis vra vir dit wat hy miskien gedoen het of wat hy gedoen het. Jy kan dit nie eers doen. Jy moet kan vergewe. Want die Here sê, jy moet onvoorwaardelik kan vergewe en nie weer daaraan dink nie. En ek het dit hier geskryf, toe ek nou die dag iets gedoen het. Ek het dit geskryf, as ek kyk daar van Filippense 3 vers 13 en 14. Die beraders wat daar is, sorry as julle beraders, hoor my mooi, maak die grootste fout
En dan kom dit nie agter nie. My versie sê, 3 vers 14 sê, vergeet die ding wat agter is. Wat doen 'n beraader as hy voor jou sit? Wat het gebeur in jou verlede? Wat het in jou moederskoot? Maar dit het niks met jou te maak wat in my moederskoot gebeur het. Die dag toe ek hier aan doopwater gaan en die Here my verlosse saligmaker gemaak en raai wat? Het die Here sy alles vergeet en hy gooi dit daar van niemand aan moet dink. Nou wie is jy beraader om my verlede op te bring? Dis hoekom ek sê, vergeet die dinge wat agter is. As jy iets teen my het vanmôre, of jy het iets teen Pastor Herman en wie ook al, wat ek vandag vir jou sê, dis in die verlede. Ons moet uitstrek dit wat voor is, met die hoë roeping. Ja. Want dis God wat jou roep, dis nie die mens wat jou roep. Daai iets wat binne my is groter as dit wat in die wêreld is. Weet jy, dan word ons kwaad, omdat die Here ons nie hoor nie, want ons wag en ons wag en ons wag. Here, hoe lank moet ek nog wag vir my profesie? Daar's hoeveel mense wat al geprofeteer het oor my en my vrou. Ons wag nou nog vir daai profesie. Dan hou ek 'n babatjie so vat, dan sê die profeet vir my, ja, is dit nuwe lewe van Christus, dis nie my kind nie, gaan die kind inseën. Nee, dan kom die profeet en sê, hoorie, ek sien in jou lewe en jou vrou se lewe is 'n nuwe seisoen, nuwe dit, nuwe dat, al goeie. Ek sê vir myself, maar ek wag tot vandag toe nog. Jou skip gaan kom. Hoeveel keer het jy dit gehoor? Ek sê nou uit. Gaan kyk dan hier aan, na daai hoekie. Ja. Al die skippe is daar vas hoor. En dan wag net vir een om te ontplof en dan is daar pad weer. Ja. Ek wil jou, Marius, ek sê nie my lewe nie uit. As jy my lewe uit pad gee, nee, dan is ek vry. Kom ons gaan net pastoor doen. Jy as hierdie pastoor net 'n pyn in die krampel kry. Nee, dan gaan ek bly wees. Ha? Iets sê of nie iets op. Jare terug, ek weet nie of ek julle al vertel het, jare terug, as ek ons ook by die mense en hulle gesels so en hulle sê, daar was 2 manne gewees. Hierdie 2 manne was goeie buddies gewees, hulle het vir die myn gewerk. En kyk om die vuur en al die goedjies en ewe skielik is daar 'n bekleierery en die een man sê vir die ander man, luister, ek wens daai skag, se kabel snap en jy val jou dood. Jy sê dit nie vir iemand. Ja. Het dit gebeur? Ja. 10 jaar nadat hy dit gesê het, snap daai kabel en nou val hom dood. Papa, mamma, moenie vir jou kan sê, jy is stupid nie. Jy moenie vir jou vrou sê, sy is dom. Want as jy nie speel kyk, gaan jy sien wie is dom. Wat as jy vir sê? Ja. Ek weet nie speel wat ek wil. Moenie vir iemand iets sê wat jy nie wil hê, wat jy nie sal wil hê. As ek hierdie woord moet dien, is dit om die Here se naam groot te maak, nie om jou gelukkig te maak nie, maar ek wil net vir hierdie versies hierso lees. Hy sê daar in Psalm 27, vers 7, hy sê, hoor o Here, ek roep luid, dis hard, dis nie, as ek nie help nie, hy sê, hy praat, die Here wil jou hoor, hy hoor jou, maar praat met hom, as ons sê, kom ons bid saam, is daar niks. Wie kyk vir my, wil jy daai genoem begin. Hierso sê, jy moet die Here aanroep. Ek wonder net, daai mense wat daar voor die Here groot mure gestaan het, en hom geloop het. Laas keer sal daar vir hier. Weer niks nie. Dink nou net as jy as vrou vir jou man wat jou so jap die hele tyd het, staan 'n bietjie voor jou man en sê. Hoor wat jy nou sê, jy wakker sê, wat is dit? Praat met my.
Come on. As ons vir jou sê, loof en prys die Here, kom stap aan ons, maak die Here se naam groot, is dit nie? Sê halleluja, sê prys die Here, as jy niks kan doen nie, klap jou hande hardop rond, ons is vry om rond te hardop in die kerk, ons kan dans in die kerk, ons kan op ons gesigte kom lê, ons kan nie met die altaar kniel, sê Here, hier is ek, hy sê hierso, hoor ek o Here, ek roep luid, en wees my genadig, en antwoord my. Jy kom daar wat hy sê, Here, wees my genadig. Ek moet dit vra, want ek doen baie keer dinge uit my eie wil, uit my eie ek. Ek kan dit doen. Vra my, ek was daar. Ek nog steeds daar, maar nog steeds. Soek, hy sê hierso, van u sê my hart. Soek my aangesig. Ek soek u aangesig, o Here. Die Here sê, soek my aangesig. Wat sê Dawid? Want hy ken die dinge van die Here. Hy weet wat hy doen. Dis hoekom hy vir die Here kan sê, Here, maar ek het nie nodig om die aangesig te soek nie. Ek weet hoe lyk nie. Ek was daar. Hy sê hierso, ek soek u aangesig, o Here. Nee, hy sê, soek my aangesig. Dan sê Dawid, ek soek. Ek is daar. Ek weet. As ons in die kerk rondbeweeg, wat gaan die Here sê, waar is die heiligste gedeelte in die kerk? Die preekstoel. Ons dink dis die preekstoel. Dis nie die preekstoel. Wat dit eintlik moet wees is die altaar. Dis die heiligste gedeelte. Dis daar waar die vuur brand in die teenwoordigheid. Waar die preekstoel staan. Dis die hoofpunt wat jy gaan sê, luister, wow, hier is die spreekbuis, kom van hier af. Maar wat die elke wat hier kom, en hy kom staan hier voor, en hy wil bedien, moet jy hierdie, kom sê van lei, of hierdie tonnel loop, deur hierdie vuur. Net soos die manne wat in die vuurpoort gegooi is. Hulle het nie daar gestaan, en sê, dink jy vir jouself. Hy koning hulle uit, wat geloof met die mense? Die koning wil hulle moet daar rondspring en hardop, dyk hier en dyk daar. Hy moet uitkom kans soek. Maar al wat hy sien is net hierdie manne staan nie daar. Nee, hy sien hulle, die woord van die Here sien, hy sien hulle wandel met een ekstra persoon. Wie wandel saam met jou? Wat is jou begeerte? Wat is jou begeerte? Net die kamer. Verberg u aangesig nie vir my mens. Ek dink, dan moet ons dit sê, Here, verberg u aangesig. Jong, want ek dink as hy hier moet teenwoordig wees, nee, ons gaan nie kan staan en bly. Ons het groot moeilikheid. En ek praat nie net van die gemeentelede, ek praat van ons as leiers ook. Absoluut. Wil ek jy sê, verberg u aangesig vir my? Nee, wys die knegt nie af van die toren nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God, van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat. Maar die Here sal my aanneem. Nie die vader en moeder nie. Weet jy, jou vriende gaan jou los. Omdat wanneer jy jou hart vir die Here gee, loop jy in 'n nuwe familie in vas. As jy dit toelaat, want dis ook wat hy so sê, en die Here sal my aanneem. En as nie, wat is hy, papa, mama, wat hy kind wat, halleluja, Pleegouers. sê weer? Pleegouers. Pleegouers. God is nie 'n pleeggod nie. Hy is die waarheid. As jy die waarheid soek, vra van die Here af. En ek vra vir jou en maak klaar met ek kan nog so baie vra, wat het ek hier skryf? Kan ek vandag vir jou sê, Pieter, kan ek vir jou sê vandag, jou deurbraak staan voor jou. Hoor ek vandag vir jou sê. En dis nie jou vrou, of ek, of wie ook nie, jou deurbraak
staan voor jou. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Wat gaan jou antwoord wees vandag? Wat gaan jou antwoord wees vir die Here? As jy vir die Here sê, Here, ek begeer om in die teenwoordigheid te wees. Wat gaan jy prys gee om te sê, dis wat ek wil wees? Wat gaan jy prys gee om in die teenwoordigheid van die Here te wees? Jy gaan nie sommer net enigiets wat sê, ek gaan dit op prys gee. Ek gaan dit op prys gee. Jy gaan wag en kyk wat se rigting die Here jou wil vat. Die arend is daar bo, hy sweef bo in die lug. As daar moeilikheid op die grond is, vlieg hy nie af na die moeilikheid toe. Hy vlieg nie af na die bankbestuurder toe of na hierdie persoon of daai persoon toe nie. Hy styg al hoe hoër op en kyk in wat se rigting gaan hierdie storm. En raai wat? Dink jy hy vlieg saam met die storm? Hy vlieg in die teenoorgestelde. Hy vlieg weg. As dinge in jou lewe is wat nie reg is nie, wat nie voor God reg is nie, maak 'n U-turn. Sit jou oë op 'n ander punt. As jy 'n profetiese woord van mense afkry, hoor wat ek nou sê, en dit werk nie, as jy net sê dit gaan nie gebeur, ek kan baie maklik na jou toe kom en sonder onder die leiding van die Heilige Gees vir u te sê. Dis wat hy sê, toets die dinge. Jy moet die woord van God toets. Dit wat ek sê moet jy gaan toets. Jy moet 'n pen en papier dit neerskryf en sê ek wil dit gaan toets. Nou ja, ek maak dit. Maar een ding. Weet ek verseker. Ek vergeet die dinge wat agter my is. Hoor mooi. Ja. Dit wat agter is geskiedenis. Jy kan nie 'n getuienis wees as daar niks agter jou is nie. Maar moenie hardop die hele tyd op enige getuie nie. Moenie sê die Here het dit en dit gedoen nie. Wat gebeur wanneer jy uitstrek daar? Wat gebeur dan? Kan die Here jou nie daar gebruik ook om dooies op te wek nie? Siekes se bid en hulle kan geword nie. Ek strek my lewe voor. Ek het 'n doelwit wat ek wil bereik. Dis wat ek wil hê. My begeerte is nie net Salomo het gevra, hy soek wat? Wysheid. Ja. Ek weet hoekom sê hy wysheid gesoek. Al die skoolmoes. Ja, skoolmaak en daai vroue wat hy gehad het. Al die skoolmoes. Ja, dis hoop hoor. Prys die Here. Ek en my skoolmaak kon ook nie op die fees sit nie. Maar vandag, sê die baie. Dis nie die vrou wat ek geneem in die dag. Maar nou weet ek wat om van te sê. As ek my herinner is, as ek maak, geen nie goed, so by. Ek kan niks in jou hou. Die Here verwag dat ek jou moet vergewe. My begeerte is dat jy 'n nuwe lewe in Christus het. Mevrou, kom speel ons speel. Jy moet op gespan het. Ek sê jy nou, as jy daar kom speel en hy klaar vir alles omgaan. Dis die autoriteit, hom. En jy het nou daar gestaan gepraat van autoriteit. Waar lê die autoriteit? Jy moet luister jou man. I love you. Kan jy vir iemand daar sê, luister, ek het jou lief, die liefde van die Here. Ja, ek weet nou nie sê nie. Want dan is iemand verkeerde. En die pastoor byna sit een kant. Mag die Here jou ryklik seën. As jy voel, jy het aanmoediging nodig in jou gebedslewe. Ons is daar. Hy sê as jy iets nodig het, roep jy ouderlinge en al ons kan vir jou bid en so, weet nie wat. En ek sê dit met alle liefde en respek. Ek weet dit staan in die woord van die Here,
maar ek weet ook verseker, wanneer ek die krag van die Heilige Gees, die autoriteit, ek is nie net gedoop in die Heilige Gees, maar ek het in die vuur ook gedoop. Het ek nie nodig om jou te roep nie. Ek gaan vir myself bid. En ek kan gesond word. Maar ons as mens, het iemand nodig om ons hande op te kan lig. Het jy geweet, dat julle die wêreld het Jesus se arms omhoog gaan? Nou, jy kon het duidelik sien, al ons verkeerde dinge, wat ons gedoen het, dink vir jouself, kappel ons vas en lig op, die arms gerus op al die sonde, met jou, en as jy sê, luister, hierdie is kamer, hierdie kan dieselfde, ek en jy is al omhoog gaan, en ons sien nie die mooi van dit, ons sien net, die Here het my sonde vergewe, maar wanneer iemand so voor my kom staan en sê, ek is bedruk iemand, die Here sê, kom na my toe, alles wide open, is die Here se arms, nee, hy sê vandag vir jou, as jy my nodig het, my arms is oop vir jou, kom jy nie, van die hoor wat jy nou sê, wanneer jy so sy arms gaan kom, gaan hy jou vat, en dan gaan hy jou so gaan sit, en dan sit, ons daar ons by. Nee, dan gaan hy jou so vat, en dan gaan hy jou so op sy skoot sit. En as hy nou verwys, wie is JJ, gaan hy sy hand vat, en dan gaan hy so in die boshare sit, met die hande die mekaar. En wanneer die Here dit met jou doen, moet jy weet, jy is 'n geseënde van die Here, kosbaar. Maar wie se Here kan dit verstaan? Wie kan teen my wees? Wie kan teen jou wees? As die Here my is. Wat begeer, my vraag is, wat begeer jy van die Here? Enige vraag van julle af? Leer my vir julle bid, gooi julle met die Bybel, maklik. Ja? Ja, kan jy my bid, asseblief? Dat jy bid. Asseblief. Is jy seker? Ja. Ja, ek wil bid. Ja. Is daar nog iemand? Ja, is mooi, ja. Pa is daar, en daar was jy so, jy is veilig, nie waar. Nog iemand? Ok, sy het jou gevra, ons moet nou bid, ek moet nou van bid, nou weet jy, ons gaan nou anders doen, nie? Ek gaan vir bid, maar kom ons hoor of hierdie ouens kan hard saam. Ek gaan nou nie vir my sê waarvan ons bid, nie, want dit is tussen jou en die Here. Ok, maar die Here sê ook dat, jy moet die begeerte maar bekend maak, en as jy begeerte dat die Here iets vir jou moet doen, spreek het uit, nie? En as daar mense is wat jy miskien moet, kom sê jy soek 'n kar, sê jy kan. Ja, sê ja. Nee, jy soek 'n kar, nee. Dit help nie, jy gaan sê. Jy moet sê, Here, ek bid vir 'n kar. Dan sê jou pa nie, jy is weg. Soek 'n kar. Weet jy gaan 'n kar kry? Want die 21 ouer is seker. Nie nou nie. Sodra gaan julle saam met ons bid. En staan saam met my, die wat wil staan, dat is altyd lekker.